Goeiedag broers en susters, welkom. Mag jy sommer die volgende oomblik net stil word en weet dat God diep bewus is van wie jy is en waar jy nou in jou lewe is. Wat is die vraag wat ons gewoonlik vir mekaar vra wanneer ons mekaar ontmoet? Ons vra, hoe gaan dit met jou? En wat is die standaard antwoord wat ons gewoonlik vir mekaar gee? Dit gaan goed met my. En die waarheid is, baie keer gaan dit goed met my. Maar baie keer gaan dit nie goed met my nie. Ek worstel. Ek worstel die binnekant my met 'n klomp kwessies in my lewe. Ek worstel met moegheid. Ek worstel met alleenheid. Ek worstel met, ek is nie goed genoeg nie. Ek worstel met, kan die Here my regtig gebruik? En dis van die kwessies wat ons die volgende 4 weke by gaan stilstaan. En ek staan vandag hier op die atletiekbaan by Huguenot Hoërskool, 'n plek waar jong mense kom oefen. Hulle oefen hard, hulle raak uitgeput, hulle raak moeg na oefening. Maar hulle kan terug huis toe gaan en hulle kan hulle kragte weer herwin en hulle kan weer terugkom en weer oefen en weer moeg raak. Maar broer en suster, daar's 'n ander moegheid wat mense beet kry. En dis 'n sielsmoegheid. In die arbeidswêreld praat ons van, ek is uitgebrand. Dis 'n plek van innerlike, fisiese, geestelike en emosionele uitputting. Ek is gedaan. Ek is op. Dis nie net 'n fisiese moegheid nie, soos wanneer die jong mense oefen nie. Dis 'n diep sielsvlak uitputting. Ek is gedreineer, ek het nie krag nie, ek is gedaan, ek is doodmoeg. En ongelukkig kan dit nie met een nag se rus herstel word nie. Kom ek vat u die volgende paar oomblikke in 'n storie in. 'n Storie vol emosies. En ek glo u gaan u self in van hierdie emosies erken en herken. Here, ek is doodmoeg. My siel is swak en moeg. Ek het nie meer krag om aan te gaan nie. Ek het geen energie om op te staan en die dag in die oë te kyk nie. Ek het geen motivering of belangstelling vir enigiets nie, Here. Here, die gewig van die lewe het net te veel geword. Ek is elke dag moeg gedra aan al my probleme. My verantwoordelikhede het te veel geword. Ek is oorweldig. Donker dae druk my neer. My hart voel swaar. My hart is angstig en leeg. My hart is moeg beklei van al die worstelings in my binneste. Here, ek voel ek val uit mekaar. Ek is moedeloos. Elke droom voel verskeurd en leeg. Alles lyk so onseker. Ek is verward en ontnigterd. Ek kan nie die pad vorentoe sien nie. Ek dwaal verlore. Die pad voel so swaar onder my voete. Ek het geen moed meer nie. My siel kan nie rus vind nie, Here. My woorde is leeg en swaar, Here. My woorde raak weg. Daar is soveel onbeantwoorde gebede. Daar is soveel vrae sonder antwoorde. Waarvoor is die moegheid daar, Here? Here, ek voel so verskriklik alleen. Waar is U, Here? Ek kan nie meer nie, Here. Wanneer gaan dit eindig? Ek wil opgee. Ek twyfel, Here. Ek weet nie of ek meer kan glo nie. Kan ek U vertrou, Here? Ek het geen hoop meer in my hand nie. In die donker stilte van my moegheid stort ek my trane. Elke aand breek ek wanneer niemand my sien nie. Ek is moeg gehuil, Here. Ek is broos en stikkend. Here, niemand mag my krake sien nie. Ek probeer om sterk te wees. Ek hou alles in wat verkeerd is. Ek glimlag asof ek okay is. Ek het geleer om te lag deur die moegheid. Ek glimlag, maar my hart is swaar. Ek wil nie meer lag deur die moegheid nie. Ek is moeg om sterk te probeer wees.
Here, ek kan nie meer hierdie gewig dra nie. Here, hoe sê jy vir iemand dat jy sielsmoeg is? Niemand hoor en sien my nie. Here, hoor my. Here, ek is nie alright nie, maar ek is nog hier, Here. 'n storie vol emosies, wat hierdie beeld van sielsmoegheid beskryf, wat ek en u van tyd in ons lewe deurgaan. Cowan in 1953 maak die volgende gevolgtrekking, en hy skryf dit na die Tweede Wêreldoorlog. Hy sê die volgende oor mense se belewenis in hierdie absolute, harde, onmoontlike, benarde situasies in hulle lewe in die konsentrasiekampe. If a prisoner found himself unable to bear the reality of life in a camp, he found in his spiritual life a possibility of escape that cannot easily be overestimated, an escape into the regions of the mind. Want wat sê Cowan? Cowan sê, as ek sielsmoeg is, kan ek na my geestelike lewe toe ontsnap. Die vraag vir ons elkeen, wanneer ons so moeg is, waarheen ontsnap ek? Wat maak ek met dit wat hier binne in my aangaan? En dan die uitnodiging. Daar is vir my 'n kosbare lied, wat in 1998 geskryf is. Het sê, all who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow be washed away in the waves of his mercy, as deep cries out to deep. Want broer en suster, deur die donker in my moegheid, roep die Here na my en sê, jy hoef dit nie alleen te dra nie, ek is hier. Kosbare woorde van Jesaja 59 vers 1 wat sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Sy arm help my, sy arm reik uit na my, sy ore hoor my. Hy is nie doof vir my nie, hy nodig my uit. Hierdie diep uitnodiging wat ons almal ken, Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is. Dis wat moegheid is. En ek sal julle rus gee. Hy wil my nader trek na hom. Hy wil nie ek moet daar ver weg staan nie. Hy sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Wat 'n ongelooflike belofte wat die Here vir ons elkeen gee. Maar dan vra die Here van ons iets. Hy sê, is jy bereid om oor te gee? Here, hier's my bietjie wat nog oor is. Ek kan nie meer nie. Hier's my hart, Here. Here, ek lig my hart na U toe. Wat sê Dawid vir ons in Psalm 51? Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Here, hier is my gebroke gees. Hier is my gebroke en verslae hart. Ek kom gee dit vir U, Here. Here, ek vertrou U daarmee. Want ek weet, Here, ek is veilig by U. Wat skryf Dawid oor en oor in die psalms? Hy sê, Psalm 91 vers 2, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Hy sê, ek kan God vertrou, want by God is ek veilig, in sy hande is ek veilig, by God is ek alright, ek is okay net soos wat ek is. Hy is naby my, hy staan nie daar ver weg van my nie. Wat lees ons Psalm 34 vers 19? Die Here is naby die wat gebroke is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hy is naby my en U in ons sielsmoegheid, in ons uitbranding. Is hy by ons en naby ons. Hy sal ons nooit los nie. Hy was nog altyd daar, hy is in my stiltes, is hy daar. Ek is nooit buite sy sig nie, want sy oog is altyd, maar altyd op my. Wat skryf Dawid op Psalm 23 vers 4? Hierdie bekende woorde wat ons almal ken.
Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en staf, die vertroos my. Dawid sê, ek weet, God is teenwoordig, en God se teenwoordigheid met my, saam met my, by my, is my troos. Ek hoef nie daarin te twyfel nie. Jesaja 43 vers 2 sê, want U is met my, U stok en staf, die vertroos my, sê Dawid. En dan, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Hy sê, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. Want baie keer voel ons verdrink in ons situasie. Ons kan net kop bo water hou. Maar hy sê, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Want hy sê, ek is by jou. Ek is getrou, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. In my getrouheid is my liefde. Want my liefde is getrou. Wat sing ons? U liefde bly my by, nader my God by U. Dis wat ons sing. Wat skryf Dawid, Psalm 119, vers 76? Laat U troue liefde tog vir my tot troos wees. Dis wat Dawid ervaar in sy eie lewe, dat God se liefde is vir hom 'n troos. Want is God se liefde wat hom vashou en dra. Stefan Joubert sê ook, hy sê Jesus se hart lek van liefde. Want hy sê dis Jesus wat ons innig jammer kry, maar dis 'n dieper jammerte as dit, want hy sê dis Jesus se diep ingewande wat my innig jammer kry. Dis waar die Engels ook sê, deep cries out to deep. Diep in God roep uit na die diep binne in my. Want hy sê, wanneer Jesus se hart vir my en jou breek in ons moegheid, dan lek Jesus se hart van liefde vir ons. Is dit nie 'n pragtige beeld om aan vas te hou nie? Dat sy liefde altyd daar is, want sy liefde is trou, en daar's niks wat ons kan skei van die liefde wat hy vir ons het nie. En hoe wys God sy liefde aan ons moegheid? Hy sê daar's twee goed. Een ding is genade, die ander ding is barmhartigheid. Wat sê die Here van homself in Eksodus 34 vers 6? Hy sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Want dis die Here se barmhartigheid wat my ontmoet in my sielsmoegheid. Wat hier binne in my kom werk. Ek hou van die Engelse woord wat sê mercy. Want dit sê iets half dieper as barmhartigheid. Want dit is wat ons ontvang van God in ons moegheid. Hy sê daar's genade. Genade wat my vashou. Genade wat sê ek kan nog 'n tree gee. Al is ek hoe moeg, is sy genade daar om my te dra, broer en suster. Want as ons moeg is, hoeveel keer struikel en val ons? Maar die Here is getrou om ons op te tel. Wat sê Jesaja 43 vir ons? Hy sê, maar die wat op die Here vertrou, in die 1953 vertaling sê, wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis 'n belofte. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, want sien broer en suster, as ons moeg is, ons het geen krag om te hardloop nie. Ons het nie eens krag om een tree voor die ander amper te sit nie. En dan sê hy, hulle loop en raak nie afgemat nie, want ek kry nuwe krag om aan te gaan, en nie op te gee nie, en in te gee nie. 2 Korintiërs 4 vers 7 beskryf hierdie mooi beeld dat ek en u is kleipotte wat broos is. Hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. En dan, die krag wat alles oortref, kom dus van God, en nie van ons nie. Is nie my krag wat maak dat ek aangaan nie. Dis God se krag wat my ontmoet, wat maak dat ek kan aangaan. Dat ek kan perseveer en aanhou, en nie ingee en opgee nie. Ons ken die bekende woorde
In 2 Korintiërs 12, vers 9 en 10. My genade is vir jou genoeg. Ons het reeds verwys na God se genade, wat daar vir ons is. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Want wanneer ek so doodmoeg is my siel moeg, en ek het nie krag nie. Ek is swak, daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Sodat die krag van Christus my kan beskerm, dat ek onverantwoordelike besluite maak, dat ek na verkeerde mense toe hardloop, dat ek na verkeerde dinge toe hardloop. Want daai krag beskerm my. En dan sê hy verder, want as ek swak is ek sterk. Want as ek swak is dit Christus se krag wat daar is, en my in my swakheid kom ontmoet. Maar ek moet hom ook toelaat om dit te kom doen, en nie teestaan nie, want hy het my so geweldig lief. Ons sing ook, U alleen is my bron van krag. Want hy is my enigste bron van krag. En broer en suster, as ons al hierdie goed vir mekaar sê, dan is die Here wat in my moegheid kom, en vir my kom sê, ek is die een wat jou wil genees. Ek is die een wat jou wil kom heel maak. Ek is die een wat jou wil kom herstel. Ek is die een wat jou kom wil vernuwe. Dat jy anders is. En hoe doen die Here dit? Paulus beskryf dit so mooi in Romeine 15 vers 13. Hy sê, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag, nie van myself nie, maar van die Heilige Gees. Dis die krag van die Heilige Gees wat hier in my kom werk, want Paulus verwys hier na 4 goed. Hy sê hoop. Want die Here kom herstel my hoop weer, waar ek op moedverloorse vlakte is. Omdat ek so moeg is, kom herstel hy my weer met hoop, hier binne in my. Hy sê geloof. Hy kom herstel my geloof, dat ek weer kan glo saam met hom, dat ek weer met geloof die lewe kan aanpak. Hy sê met vreugde. David sê ek in Psalm 51, Here, as gevolg van wat ek gedoen het, my sonde, het ek my blydskap verloor. Here, kom gee net weer my vrede vir my terug. Want die Here kom herstel my vreugde, dat ek weer nie met 'n valse glimlag op my gesig meer rondloop nie, maar met 'n lewende glimlag op my gesig rondloop. En dan sê hy vierens, ek kom gee jou vrede. Ek kom gee jou rus vir jou siel. Dis wat ons in die begin gehoor het met die emosies. Here, ek het nie rus vir my siel nie, maar hy kom gee my rus vir my siel, want hy is my rusplek, waar ek net tot stilte toe kan kom. Broer en suster, as ons selfoon batterye pap is, dan gaan prop ons dit in die muur, en die selfoon word gelaai. Maar is nie net van inprop en laai nie, en hy is vol gelaai nie. Dit vat tyd. Net so hierdie ding van sielsmoegheid. Ek kan nie môreoggend opstaan, en ek is uitgesorteer nie, en ek is nie meer sielsmoeg, doodmoeg, uitgeput nie. Wat lees ons in Jesaja 40? Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dis 'n proses van wag in stilte op die Here. Ek wag op hom. Ek wag dat hy my vernuwe, dat hy my versterk, dat hy my weer op 'n plek bring waar ek sy lewe kan ervaar, dat hy weer sy vuur van die Heilige Gees in my blaas, nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe vreugde. Want broer en suster, dis net die Here wat dit hier in ons kom doen. Want die Here sê vir ons deur alles, ek kan jou nie los in jou moegheid nie. Ek het jou net eenvoudig te lief. Kyk na my, kom na my toe. Almal wat bemoeid en belas is, want ek wil vir jou rus gee. Ek wil weer
vir jou lewe gee, dat jy die lewe kan aanpak, en met nuwe lewe elke oggend kan opstaan, met vreugde in jou hart kan opstaan, met hoop in jou hart kan opstaan, met geloof in jou hart kan opstaan, met vrede in jou hart kan opstaan. Dis die lewe wat ons het in die Here. Dis die hart wat die Here vir ons elkeen het. Dis die hart wat die Here vir my het. Dis die hart wat die Here nou vir jou het. As jy miskien nou deur 'n tyd in jou lewe gaan waar jy so moeg is, sê Here, ek hoor vandag wat U vir my sê. Ek hoor wat U nou vir my sê. Here, ek is bereid om my hart na U te lig, en my hart vir U te kom gee. Want is moeg, kom herstel my, soos wat net U kan, Here. Kom ons sluit net die oë. Here, U het my aan mekaar geweef, sorgvuldig, versigtig, berekend en beraamd. Elke haartjie, beentjie, kleertjie, kurwe. Here, U ken my goed, baie goed. U het my al gesien, geken, toe ek nog ongebore was, toe bevrugting plaasgevind het. Here, U sien ook al my onrus raak. U sien hoe maklik ek op die verkeerde paaie stap, twyfel en sielsmoeg raak. Deurgrond my, o Heer, deurgrond my, sien my raak, en laat ek altyd doen wat vir U welgevallig is. Amen. Broer en suster, mag jy uitgaan in hierdie week, en mag jy diep bewus wees, dat die Here naby jou is, dat die Here by jou is, en dat hy elke oomblik, Immanuel God, saam met jou is, wat saam met jou stap, met sy hand in jou hand. Amen.